for his kingdom. Nadia Olivier, hierso. En DJ Olivier hierso. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Nou ja, toe nou, dis so lekker om oor die online studio te wees. Daniel, ek is bly jy is hierso hierdie week. Jy was nie laas week saam met my, saam met Carly nie. Ja, ek is jammer ek het dit gemis. Ek was so 'n bietjie man down. Ja, maar jy het daarom na die tyd gaan luister. Maar jy het 'n goeie kuier gemis. Ja. Dit was, as jy nog nie gaan luister het na Carly se getuienis nie, Carly Jonker. Sy is Jorie Jonker se vrou, wat Jorie is die hoof van Lewende Woord Centurion se kinderbediening. En sy het nou op pad gestap met kanker. En prys die Here, sy is op die oomblik kankervry. Die Here het vir haar oorwinning gegee en sy het 'n amazing getuienis, net van hoe lyk geloof in die gesig van jy weet, kanker en siekte, diagnoses. En ook die waarde van 'n ondersteuningsnetwerk. Dit was vir my beautiful geweest, toe ons kon gesels het oor hoe belangrik dit is om deel te wees van 'n kerkgemeente. Jy weet, en hoe die Here prakties mense gebruik om haar te help met klein goedjies, soos moet nie gebruik hierdie room, want dit gaan jou help as jou hare dalk begin uitval, dat dit nie so erg uitval nie, of dat dit sterk teruggroei. So dit was 'n great Goeie tips. 'n great kuier gewees saam met Carly. Ek is baie opgewonde, julle. Ek het iets in die pipeline nou, wat rarig exciting is. Vir my, is vir my exciting. Ek sal vanaand hoor wat's in die pipeline. Ja, nee, dit gaan cool wees. Ek gaan soos 'n response video doen. Sorry. Video. Vraai geleide. 'n Response video, so ek gaan praat oor ateïsme, en dan gaan ons eintlik luister na 2 verskillende persone, en dan gaan ek kommentaar lewer oor dit. Dit gaan cool wees. Ja, ek sien baie. That's up your alley, hey. It's up my alley. Ja, wow, Ek like it. Julle gaan Ek's excited. dit is iets wat nogal goed gaan wees. Ja. Nou, Ek gaan dit dalk kyk. jy gaan deel wees van dit. Ja, so, okay, goed, so ons gesels bietjie vanaand oor 'n vrou in 'n man se wêreld. Ons titel is It's a Man's World. What is it? Question mark, ... Dis 'n weird wêreld. Is dit 'n man se wêreld? Is dit nog 'n man se wêreld? Dis nog. Ja, nee, dit is. Ons het gisteroggend daaroor gesels, en toe, wat het ons Wat beteken dit? Kom ons definieer net, wat bedoel ons as ons sê dit is 'n man se wêreld hierdie? Ja, maar ek wil nou nie op enige dames se tone Nee, luister. Nee, maar dit, okay, man's world is. Moenie offended wees nie. Ons gesels. Ek dink, as jy offended is, stop die video. Seker, ek het stats gekyk, so rukkie terug. Ek het dit ook bietjie deel vanaand oor daai stats van die, weet hoeveel mense, as jy familie na die Here toe lei. Ek weet nie of ek kan dit so 'n bietjie deel. Kom ek deel dit. Kom ons begin daar. Nee, kom ons gaan dit deel. Ons wil nou eers terugkom na 'n man's world toe. Ek dink 64% van werksgeleenthede vir mans. Is vir mans. Is vir so mans is in 64% van werkersposisies. Ja. Dis interessant. En dit gee vir jou 35% wat vrouens doen. Daar is nou nog sekere werke wat sekere vrouens nou begin doen wat mans ook doen. En dit is fyn. But ja. Okay, so om dit te definieer. As jy nou dink jy gaan nou 'n man gebruik, 'n vrou kry wat nou 'n briekleier is. Of sy gaan nou Ja, wat moontlik is. Ja, ek sê nie dit is onmoontlik nie. Ek sê nie 'n vrou kan nie dit doen nie. Ek meen maar net in general was dit al die jare. Die vraag is nie of sy kan nie, die vraag is of sy moet.
Ek dink dis Ja. die groter vraag. Die vraag is, of kom ons definieer net gaga, it's a man's world, nee, vir my, wat ek bedoel daarbey as ek dit sê, is dat mans kry voorkeur in die wêreld. Mans, kan ons dit net in kindertaal sê, mans word voorgetrek. En vrouens is die arme swart skapie. Dis wat ek bedoel. Ag, ek is jammer, ons moet gaan veg in die oorlog vir Yes. julle. My eie gun hê. Ja, ek kry vir jou gun. Maar jy gaan in die oorlog veg met so 'n klein nice gun wat so lekker saggies terugtrek. En hy moet pink wees. Want jy hou nie 'n groot swaar gun hê wat nie lekker werk nie. Ons moet sin praat op hierdie gesprek. Dis kan nie nonsens Ja, ek praat nie waarheid, maar okay. So, Dis ek moet sê, dit was altyd, kom ons gesels daaroor. ja. Maar ons gesels reeds daaroor. Okay, so 'n easy ding, right? Is dit werklik 'n man se wêreld of is daar plek vir vrouens om voor te loop en ook aan die sy van 'n man? Want DJ, daar is vandag nog so baie mans wat glo 'n vrou is 'n sekondêre skepping. Nee. 'n vrou kyk na God se skepping, as jy bietjie hoe sal jy sê, identiteit al vasgemaak het in jouself as 'n vrou, kyk jy na God se skepping en jy besef jy is die finishing touches. Jy is God se kroon van sy skepping as vrou. Absoluut. God het na die skepping gekyk en hy het gesê, wag, laaste finishing touch, nie? Dis iets wat jy mooi maak, en jy sit net daai laaste stukkie by, en jy soos, nou is dit perfek. En dit is God se ding van 'n vrou, en dis een manier, nie? Maar, party mans, en selfs vrouens, kyk na vrouens en sê, ja, dis nie so rooskleurig soos wat jy dit nou laat klink nie, Nadia. Eintlik het God alles gemaak en toe die vrou as 'n nagedagte gemaak om by die man in te skakel en hom te empower om sy volle man wees te bereik. So, die naweek toe is ek op 'n mannekamp en ek luister toe hoe praat ons is besig met 'n boek van John Aldridge en hy lees toe eintlik direk uit die vertaling van die Hebreë en hy sê Eva op 'n stadium kyk Eva na die diere en hy kyk na die diere en hy sien elke dier het 'n partner. Wie God kyk na die diere? Nee, Adam. Adam. Adam, God het hom nou gemaak, heers nou oor die diere, maar dan sien hy, daai bokkie het daai bokkie en daai leeu het daai leeuwyfie. Was dit 'n rooi rokbokkie? Ja. En hy kyk en hy's hartseer. Hy gaan na God toe en hy sê vir God, maar hy het niks nie. En dan sê dit, dan lees dit nou en dan sit God hom in 'n diep slaap en hy haal sy rib uit en hy maak toe vir Eva vir hom. En dit, hy sê dit baie goed. Dan maak hy Eva vir hom so that hy can now be equal. En dan sê hy, wanneer hulle nou by die slegte part kom, wil hulle altyd vir Eva blameer. Wie's hulle? Wie blameer vir Eva? Die vrouens. En dan die man. Die vrouens blameer vir Eva want Daar's die ander vrouens daar. Maar ek wil nou net van topic af gaan nie. Dan sê die Hebreë skrif dat Adam het reg langs Eva gesit. En She gave to the man who was with her. Hy was eintlik maar passief op daai oomblik. Hy was passief geweest. Maar die vraag is, het God die wêreld vir Adam gemaak? Of het hy die wêreld vir die mens gemaak? Adam was maar nou net
een van die wat ons nou lees. Daar's nou despicable So God, kyk gou, God maak die hemel en die aarde en hy maak die skepping in dae, né? en die eerste diere dag en doen hy alles dit en dan maak hy vir Adam en Sesde Adam dag. heers, ja, so Adam Ses- heers. So, Adam heers en ek meen hy moet nou die diere name gee en so die 6de dag maak hy die mens, ja, Adam en Eva. maak hulle in een dag. Ek weet nie, nou dat ek daaraan dink. Wel, dit is hoe ek het verstaan Maar ek het. dink so. Wel, dis ek weet nie, maar Nee, jy kan nou nie, nee, wag, ons moet dit maar moet lees. ja. Maar hoe ek dit nou verstaan het is, terwyl hy die diere nou name gee en alles, is hy, sien hy. Liefie, dit staan nie in die Bybel nie. En- Daar is nou John Eldridge se storie. Nee, maar hy lees fisies daar uit die Hebreë Bybel uit. Dan vertaal hulle dit. So dit is nogal, ek so like as ons Okay, want dit sê, die Bybel sê, en Die Engelse God het Bybel. gesien, en God het gesien, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Okay. So God, ons, die enigste Bybel, daar's een Ja, Bybel, nee, sê, maar wat? God het, wag nou, het gesien, dat, dit is nie goed vir die mens, vir die man om alleen te wees nie, en daarom het hy Eva gemaak. En hy het hulle geseën en hy het vir hulle gesê, heers oor die aarde. Hy het vir hulle gesê, wees vermenigvuldig en vul die aarde, heers oor die diere op die land en die visse in die see. Ja, dit Okay, is so die so. seën, okay, so om net te koppel aan die topic wat ons discuss, né, is dat, wat is die rol van 'n vrou in 'n man se wêreld? Want ons lewe in 'n society wat vir baie lank al vrouens as sekondêre skepping sien. Sy's gemaak vir die man se onthaalwe, nie vir haar eie onthaalwe nie. Haar enigste hoofsaaklike doel, buiten die feit dat sy tot redding moet kom, is om haar man te bedien. Hoe lyk dit? Wel, die skrif is mos nou duidelik, sy moet 'n huismaker wees en sy moet na die kinders omsien en dit is haar rol. Twak. Dis nie die waarheid nie. Dit kan nie, ek is nie verskriklik geletterd in die skrif agter dit nie, en ek is eintlik nie in my posisie dat vrouens in hoofbediening mag staan en authority mag staan. Ek het nooit regtig dit so besef nie. Maar dit is 'n interessante ding, want ek sien, soos op Facebook, nê, was daar eendag hierdie foto gewees van, dis so 'n ou, en dan het hy twee narskoene in sy hand. En dan sê die meme, when a woman tells me she's a pastor, madam, your shoes. So hy gee vir haar die clown shoes, asof sy's 'n nar. Ja, maar And dit it's is so ja, okay, bad. dit is nou as jy nou gaan terugkyk in die history waar vrouens nie eers sekere plekke kon doen nie, hulle kon nie vote nie. Dit was nog hulle het die tyd. Vrou was net Jy kon jou vrou, nê, ek dink dit is in Washington of eers, kon jy jou vrou 'n sekere tyd van die dag op die trappe met 'n stok gaan slaan. Maar net daai tyd van die dag mag jy al met 'n stok gaan ja, slaan. maar okay, kom ons maak nou nie enigiemand kwaad nie. Yes, ek's klaar kwaad. So, nee, jy is heated, ek is net heeltemal placid hier waar ek sit. So, ek dink maar net, ek het dit toevallig gelees waar dit nou, vrouens het nie reg gehad om te vote nie, weet vrouens mag nie kar bestuur het nie, daar was 'n klomp dinge. Vrouens het sekere werke gehad, seker nou maar kinders kry en omsien na hulle mats. Nou, dit is 'n slegte tyd. Dit is soos as jy nou wil begin praat oor jy weet ek hou dit nie eens my vocabulary nie. Weet die apartheid, verstaan jy? Jy wil nie daarin gaan nie, want daar is soveel verskillende dinge wat gebeur en dit is hartseer en daar's dinge wat nie reg is nie. So ek dink maar net
dit is 'n slegte tyd gewees en daar is altyd mense, jy sal iemand kry wat sê, wel, hy is 'n rasis. En dan kry jy mense wat regtig lief is vir mense. Okay, maar wag nou, ons praat nou klomp teorie. Ek wil hê jy moet ons vertel. Moenie my teorie, ja. Want ek probeer nou 'n bietjie teorie praat vir die Hebreë Bybel. En dan word ek vertel hierdie, so, ek gaan dit, ons volgende show, gaan ek nou die Hebreë, gaan ewers die Hebreë Ek sien Bybel uit kry. daarna. Want dan gaan ek dit woord vir woord, want wat so nice was is, hy het woorde gebruik, dan lees hy dit, dan sê hy, okay, hierdie woord, kan nou nie een van die woorde onthou nie, dan sê hy hierdie woord, sê dit, hy het soos 11 of 12 Engelse vertalings, een woord wat soveel doen. So ons lees nou die Bybel. Ja, kyk, die Hebreëse taal is 'n verskriklike ryk taal, nee. Dit is daar's soveel diep, want dit is 'n ou taal, nee. Ja, so dit was nou interessant wat hy gegaan het en hy daai gaan studeer om te gaan kyk en dan sê dit op 'n stadium kyk Adam so na die diere en hy raak hartseer want hy het nie hy sê he doesn't have a mate. En dan dan praat hulle nou van Jesus waar hy hom in 'n diep slaap maak en dan vat hy sy rib uit en that was good, verstaan jy? En dan maak hy Eva vir haar. Vir wie? Vir Adam. Ja. Nie vir God nie, God het haar gemaak vir Adam. Ja, maar dis nie al waarvoor sy gemaak is nie, nee. So is Adam gemaak om te heers en sy is gemaak om vir Adam se plesier. Nee, dit is ook wat ek sê, ons kan nou nie daar diep teologie maar gaan nee, daar is nie diep teologie nie, daai is die ding wat vrouens hoor. Vrouens in vandag se tyd, en veral met die seksualisering van ons samelewing, waar 'n vrou, 'n mens sal dink, in 'n tyd van feminism en girl power, het vrouens hulle self geposisioneer om sterk en authoritative en waardig aanskou te word of beskou te word deur die samelewing, maar eintlik is dit snaaks hoe dit nie gewerk het nie. So miskien was daar 'n oomblik in tyd in geskiedenis waar vrouens het begin kon stem, kon in die korporatiewe wêreld ingaan, hulle kon onderwysers word, ewe skielik mag hulle in die publiek eet, hulle hoef nie rompe te dra nie, hulle kan broeke dra, maar die mans het dit toegelaat. Hoekom? Want die vrouens het geveg daarvoor. Snaaks dat die vrouens moes veg vir hierdie goeders, want die mans het 'n sê oor ons, want dit is die mentaliteit, is dat Adam het 'n sê oor vrouens. Ek glo nie elke man dieselfde gedink oor Eva. Nee, natuurlik nie elke man nie, maar wag, ek gaan vir jou sê, nee, so hier's my punt wat ek probeer maak is dat en ons het gegaan van waar vrouens moes veg om waardig en valid te wees na 'n tyd waar dit so omgedraai het. Ons is glad nie waardig nie en glad nie valid nie. Ons het al hierdie fight gedoen vir dit. En al hierdie celebrities wat bereid, woman power, Beyoncé wat sing, who runs this world, girls, jy weet maar, but we don't run this world. Men still run this world. They've objectified women. So nou is 'n vrou net waardig aan haar looks en waarvoor sy gebruik kan word vir die plesier van Adam. En dit, liefie, moenie, dis nie jy nie. Dis net die werklikheid van vrouens verstaan in die wêreld. En die vraag wat ek vra is, hoekom trigger dit jou? Kom ons dink daarin. Hoekom is jy getrigger nie? Ek hou van, ek is lief vir al die vrouens wat na ons show kyk nie. Ek hou baie van julle in 'n non-sexual way, want ek wil nog kerk toe gaan rondloop en ek gaan nie my voet in my mond sit nie. Maak jy onderwerp jou ons. Heeltemal. So ek, hier gaan jy van daai, wat ek net baie luister. Wat mens wil sê nie. Nee man, dit is ons het nodig om hierdie gesprekke te hê, want weet jy wat, nou weet jy hoeveel vrouens, kom ek vertel julle 'n storie. Wat wil jy sê?
Ja, maar jy moet nou verstaan, ek kom dalk van my agtergrond dalk, waar 'n vrou Dis wat ek wil hê jy moet my deel. seer gemaak het, in 'n baie abusive relationship, en so ek gaan nie sê ek hou nie van 'n vrou in power nie. I'm all for it. Jy is my vrou en ek is so trots op wie jy is en wat jy staan voor. Maar jy probeer nie 'n man wees nie. Want God het jou nie 'n man gemaak nie. He made you a woman. He made me a man, you a woman. Maar Dit beteken nie ek is beter as jy nie. Dit beteken nie jy is beter as ek nie. Kan jy dinge beter as ek doen? Ja. Kan ek dinge beter as jy doen? Ja. Nie verseker nie, soos 'n tipiese man sal sê, ja, verseker. DJ, weet jy, nee, ek wil jou net gestop dan, want ek wil nou hier 'n bietjie krap. Nee, jy het iets genoem. Kan jy uitbrei? Okay. Ja, Kan jy uitbrei op wag? ek weet nie presies hoe Jesus vir Adam in die slaap gemaak het nie. Nee. Ag, hy het hom narkose gegee. Maar wie, okay. Jy sê ek wil nie 'n man wees nie. Wat beteken dit? Wat sê vir jou hoe die vrou probeer 'n man wees of nie? Okay. So Onthou nou, jy praat kom nou ons- net namens jouself. Jy kan nou nie ek namens praat elke man nie praat net nie. namens myself, maar dit kan dalk wees dat ek getrigger word oor 'n sekere memory. So ek dink jong nou ek wil nou nie. Ja, Ek kan vir jou 'n voorbeeld gee want ek weet, net omdat ek jou ken. maar gee vir ons luisteraars 'n voorbeeld. Okay. Soos 'n vrou wat jou push op so byvoorbeeld die vrou wat jy na verwys wat jou seer gemaak het in jou verlede, nê? Is 'n vrou wat dink sy kan 'n man slaan. Sy dink sy sterk, letterlik. Dis wat sy dink. Sy dink sy is sterk genoeg om 'n man te slaan. In feite, sy is 'n vrou wat mans geslaan het. Sy was in gevegte met mans. En so wanneer vir jou, as jy sê jy dink sy wil 'n man gewees het, is dit sy wil fight soos 'n man. Sy wil haar bors breed maak asof sy 'n man is. Okay. Maar is dit al? Is dit al? Ek kan nou nie sê dat ek nou kom en sê 'n vrou moet nou net sag wees en 'n blommetjie wees. Ja, wat van die powerhouse wat in die boardroom inloop en gou-gou 'n man op sy plek sit want hy bly nie stil terwyl sy praat nie, byvoorbeeld. Maar dit elke brommer op sy Stukkie poef. Piep piep. So die ding is, elke persoon, daar's vir elke situasie, scenario het sy storie. Maar kom ons praat gou oor die Olympics. Wat het meeste mense afgesit en geïrriteer? Wat Die pla ons opening van ceremony. Ja, wat pla ons van sport? Mans wat nou teen vrouens wil gaan sport doen. As ek en jy nou fisies met in 'n ring klim en ek trek bokshandskoene en jy trek bokshandskoene aan. Kyk, as jy goeie training kry en ek kry goeie training, dan gaan ons dalk 'n goeie show aansit. Maar kan jy compete teen my wat 'n man is? My struktuur is anders te gebou. Die manier hoe ek asemhaal, my hart klop vinniger, hy's groter. My struktuur is groter. Ek is groter as jy. Maar dis even so tussen mans. Ja, As jy heavyweight, lightweight. dit is so, maar 'n heavyweight fight nie teen 'n lightweight nie. Exactly. So al is 'n heavyweight, as jy gaan kyk na die statistieke, 'n heavyweight bokser en 'n vrou is seker hier tussen 80 en 90 kg. 'n heavyweight bokser en mans is seker hier 120, 30 kg. So dan het ek 40 kg op jou. So die feit dat, kom ons sê jy kom hier in my gesig in en jy wil my nou challenge. En so 'n goeie man sal nou just
lay down his sword and just miss probably. Maar nou sit ons in 'n situasie waar jy my nou 'n vrou wil nou 'n man push of whatever the case may be. En dit kan nou nie, ek wil net nie moet sê, wow, so 'n vrou mag nie 'n man push nie. But I mean, as jy 'n man fisies wil aanvat en soos 'n man wil maar beklei. dit is 'n baie ekstreme. Dis 'n ekstreme. Ek was blootgestel in dit. Ja. So ek is blootgestel in dit. So vir my trigger dit iets as ek in die traffic ry en 'n vrou ry langs my of 'n vrou sny my af en ek soos, hoorie, het jy my gesien en sy gooi my 'n sign en sê, hey, just wake up en vloek jou en jy dink vir jouself, wow. So, nou verstaan ek my wielietjie, my rotval van die treadmill af. So die vraag dan is, my brein sê vir my, as ek nou net voor haar Picanto, whatever, stop met my Lumina, en ek draai die kar om op sy dak, en ek rol hom so 'n paar keer, en ek ry weg, en ek lekker voel. Maar gelukkig is ek Christen, en ek dink dit net vir 'n kort paar sekondes, en dan ry ek net aan, want ek het nie nodig om met daar 'n vingergeveg te gaan nie, want ek is nie, wat, verstaan jy? Ja, ek mag net. Kom ons reverse net vir die karretjie, né? Dis 'n baie ekstreme voorbeeld. Maar tog is daar 'n iets wat ek nou verder wil kraap, wat jy nou genoem het, né? Die vrou wat nou vir jou 'n vingerteken gooi, en vir jou sê, hey man, kan jy nie sien nie, jou aap, né? Sien sommer hoe praat ek jy as ek dit vir jou sê. Joke. Dit pla jou meer dat dit 'n vrou is wat dit doen, as wat dit jou gaan plaas wat dit 'n man is wat dit gaan doen. Hoekom? Want ek voel as 'n man my challenge. He knows what's coming. Okay, so die punt is dat jy dit sien as 'n challenge. Ek sê dit as 'n challenge. Okay, so nou hier's die ding. Mans in 'n corporate wêreld, nee, jy kan 'n vrou sien wat inloop, né? En sy het haar of sy het 'n rokkie aan of 'n suit aan, whatever, maar sy's 'n powerhouse, né? Sy staan nie terug vir 'n man nie. Sien dit ook as 'n challenge. Wel, as jy goed is in jou werk en jy's goed in wat ook al jy doen, gaan jy nie geïntimideerd wees deur 'n vrou nie. Ek is nie geïntimideerd deur 'n man nie, al loop daar in en hy het 'n 100,000 rand soet, pla dit my nie. Unless ek begeer wat hy het. Maar as 'n vrou inloop en sy weet wat sy doen, ons het die naweek daaroor gepraat, verstaan jy, soek jy validation, wat soek jy? Wil jy hê almal moet weet jy is beter as sy, of is ek weet, ek is goed in wat ek doen, en sy is goed in wat sy doen, to each their own. Hoekom wil ek haar nou undermine? Maar vir 'n party mans is dit, hey, hoekom is jy nie by die huis besig om na jou kinders te kyk nie, wat soek jy? Maar dan kan hulle nie elke man onder wat is die woord, nie, elke man is, jy kan nie vir elke ou daar onder sit nie. En daar kry jy nou een poepel, wat nou dink, skus, dis nou een ou, wat dink, hy, waarvoor 'n vrou nou behoort. Maar ek ry nie, en dink elke vrou wat ek sien, wat 'n BMW ry, met agter 'n stoof wees nie, maar dit is nie my mentality nie. Ek weer, iets wat my challenge is, ek sê, ek sit in 'n kar, en 'n vrou wil my nou challenge. Hier sit ek in my bakkie, en 'n vrou wil my nou aanvat, en ek myself, hoekom even die moeite doen? Om wat se punt? Want as ek nou stop en jy stop, gaan sy die kar uitklim en vir my sê, wat gaan jy my nou slaan? But why did you start in? Ek gaan nie, ek dink hoekom praat ons hieroor? Nee, ek het nie 'n clue nie, ek bly eintlik net doodstil. Dalk praat niemand verder ooit weer enige vrou met my nie. Nee man, jy sê niks regtig offensive nie. Ek hoop nie so nie. Behalwe jy ek is jammer dat ek daai woord snaakse gebruik. woord gesê. Ekskuus, vergewe my, dat ek het nou opgewerk. Ek dink nou aan die vrou wat my in die verkeer stop. Hy's bietjie getrigger, julle. Ja, ekskuus. Okay. Hier's 'n gedagte. Die rede hoekom ek hieroor praat is want ek swat nou Islam.
En Islam se siening van 'n vrou is skokkend. Skokkend. 'n Vrou is niks werd nie. Weet jy, 'n vrou het nie eers regte tot haar kinders nie. Haar kinders, sy's nie die masjien wat hulle breed. Nee, sy bestaan vir die man se plesier en om die kinders groot te maak. En ja, daar's miskien bietjie gevorderde moslems daar buite wat sê, okay, ek sal my vrou toelaat om dit te doen of te doen, maar daar's die punt, ek sal my vrou toelaat. Wie? Maar Sê vir jou, jy mag jou vrou maar toelaat. nou moet jy net onthou. Omdat jy nou hierdie lees, my vrou, en jy hierdie doen, kan jy dankbaar wees dat jy nie gebore is in 'n een of ander moslimhuis nie. Ja. Jy is gebore Christen en jy is getroud aan 'n man wat jou liefhet. Maar dis my punt, DJ. Ja, Nou bring ons daai ding oor na, weet jy hoe baie Christen mans sit met hulle duime so op hulle vrouens se koppe. maar dit is As nie maar nie, ek vra om verskoning. Dit beteken nie maar nie. Ons net dis 'n baie slegte situasie. Ja, dit is. En dit is hoekom ek dit opbring, want dit is hoekom dit nou vir my so prevalent is. Dis omdat ek nou Islam doen, nou dink ek, ja, in my eie lewe, in my eie konteks in die kerk en westerse vrou, is daar ook tog hierdie ding. Ek is of net daar vir 'n man se plesier, of ek is daar om 'n huis skoon te hou, kos te maak en na die kinders te kyk. Of as ek in die kerk is, moet ek stil wees, mooi aangetrek en op my plekkie. Al daai goedjies sal nice wees, maar okay. En dan wil ek 'n ding deel. So 'n tyd terug, paar jaar terug, so ek het nog gewerk op daai stadium in 'n korporatiewe omgewing. En daar loop 'n man in my kantoor. En ek ken hierdie ou glad nie, nê. En ek weet nie hoe het ons begin praat oor die feit dat ek teologie swat nie. Ek dink hy het vir my gevra waarmee is ek besig en ek was besig om goed te print of iets. En hy was so half teruggevat. Toe ek vir hom sê ek swat teologie en hy kyk my so en sê, jy weet jy mag nie teologie swat nie, nê. 'n Vrou mag nie teologie swat nie, sê hy vir my. Ek was soos, nee, ek het nie geweet nie, dis interessant. Snaaks, dat Sats my dan aanvaar het om wel teologie te swat. So weer eens, nou wil ek amper weer 'n woord gebruik. Dit is sy siening. Toe, wag het ek eers klaar sê, nê? Ek weet, jy raak nou kwaad, jy wil hom sommer gaan haal, nê? Toe maak ons vriende met mense. En die man, die een pel van ons, en maar kan maar sê, hy's nie meer 'n pel nie, hoor. Maar hy was 'n pel. Hy sê toe eendag vir my, hy sê, maar jy weet, vrouens moet stil bly in die kerk. Man. So. Toe sê ek vir hom, is dit? Rarig. Okay, so elke brommer op sy blok. Dit gaan gebeur. Jy gaan nooit dit kan doen nie. Jy gaan ons kyk ons in die wêreld wat ons nou bly in die woke en die daai en die girl power en ek weet nie, maar elke vrou wil 'n man wees en elke man wil 'n vrou wees. So die wêreld is eintlik so die mekaar dat hulle eintlik nie weet wat hulle wil wees nie. Jy wil kinders in Kanada kan nou op die ouderdom van 3 jaar uit besluit. Ouers besluit my seentjie wil nie meer 'n seentjie wees nie. Hy wil eintlik 'n dogtertjie wees. So ek gaan hom nou groot maak as 'n dogtertjie. En op die ouderdom van 16 kom hy agter hy wil eintlik 'n seentjie wees, maar nou het hulle dalk een of ander procedure gedoen. So hy vat sy regte van hom af weg. So hartseer dat ek het groot geword in 'n huis en waar 'n vrou wou domineer. En so ek doen kan En baie jou pa was aggressief, Ja. en die vrou. So ek kan sukkel. Die pa was aggressief en die vrou was aggressief. So hoe meer aggressief my pa is met haar, hoe meer aggressief was sy met ons. En dit was 'n probleem. Verstaan jy? Want sy kon nie haar dit uithaal op hom nie, dan haal sy dit uit na op ons.
En dan wat gebeur daai trein, maar ek het nie groot geword en gesê, byvoorbeeld hier voor julle sit my teologie vrou, wat nie baie hou van kos maak nie, want ek hou haar nie voor 'n stoof nie, ek forceer haar nie om kos te maak nie, ek forceer haar nie om 'n vrou te wees nie, ek wil net hê jy moet wees wie jy is, en ek is gelukkig daarmee. Ek lyk soos dat ek lyk, want ek maak die kos. So op die einde van die dag is, as gevolg van my omstandighede, kon ek een van daai ouens gewees het, wat jou so gedruk het. En dalk sou jy 'n vrou gewees het wat dit sou gevat het. Maar ek het nie. Gelukkig het die Here die regte tyd in my lewe gekom en my vrygestel van daai seer en pyn wat ek gehad het. En dalk daai mentaliteit. Ek dink nie ek het oor daai mentaliteit gehad nie, maar baie mense snap net een dag en haat dalk vrouens en dinge raak net heeltemal bad because you don't deal with it. Ja, ek wil nou noem. Ons moet nou afsluit, ons moet nou land. Ons moet land, maar ek dink ek wil net aanhaak by wat jy nou gesê het, is dat in 'n wêreld waar 'n mans nie meer weet wat beteken dit om 'n man te wees nie, en vrouens nie meer weet wat dit beteken om 'n vrou te wees nie, en mans wil vrouens wees en vrouens wil mans wees, en hulle wil selfs diere wees, jy weet. Ja, as jou kind na jou toe kom en sê wil 'n kat wees, en koop jy vir katkos. So in 'n wêreld van identiteit, ons sal ons sê in a world of identity crisis. Absolutely. Nee. Moet die kerk 'n lig wees wat skyn. Ons in die kerk kan nie 'n identiteitskrisis hê nie, maar tog het ons 'n identiteitskrisis in die kerk, want daar's steeds mans wat sê vrouens mag nie die Bybel hardop lees nie. En ek dink dit is belangrik om te onderskei tussen die wese van 'n vrou en 'n man, like who you are inherently, like your designed way. 'n vrou is womb man. She's got a womb. She bears children. Dit is 'n eienskap van 'n vrou. Jy kan dit nooit van haar af wegvat. Dit is een van haar created purposes. Okay. 'n man is 'n seed bearer. Nee. Dis een van jou created purposes. Jy kan dit nooit van jou wegvat nie. Okay. Dan is daar, dis jou fisiese goeders. Dan het jy characteristics toegeken aan 'n man. 'n man se skeleton is sterk. Groei vinniger spiere, hart is groter. Julle is visueel ingestel. So julle sulke massive brains. Nee. Julle is visueel. Van julle met wat deletjie. Julle is visueel ingestel sodat julle kan jag, verstaan. Okay. En dan is daar vrouens wat ook visueel ingestel kan wees, want hulle kan ook baie goeie jagters wees. Miskien neig 'n vrou meer na 'n nurturing, 'n sagter emosionele ingesteldheid, eerder as 'n instinctual murder, jy weet. Maar, okay, so dit is die karakteristiek. So jy designed purpose, die fisiese, jy die designed characteristic purpose, en dan het jy die functional purpose. So wat is jou rol binne in die verhouding met God? Wat is jou rol binne die verhouding in die huis, vrou, huwelik, wêreld? En ek dink in al hierdie, nou, het die kerk dit nog net uitgefigure wat is ons created purposes. En ons is nog nie clear op wat is ons functional purposes nie, want daar's te veel dispute in die liggaam oor wat mag 'n vrou en wat mag 'n vrou maar nie. die probleem is, En wat mag 'n man en wat mag 'n man? Die raamwerk is 'n boek wat 2000 jaar terug geskryf is. Ja. En nou wil ons daai gebruik. Ons wil nou net, wanneer dit kom by sekere dinge, dan vat ons dit letterlik. 2000 jaar terug geskryf, ons gaan braai. Maar nou kom maar ander dinge en nou pas ons aan die wêreld. Nee. So ons kan met die wêreld aanpas,
maar sekere dinge wat ons 2000 jaar terug se boek gebruik, of wat geskryf is in hoeveel duisend jaar. Ja, maar kom ons noem dit nie net so boek nie, dit is die woord Die van die Bybel, Here, ek meen, dis wat mense soos, dis wat die probleem wat gebeur, want ons refer na die Bybel toe. Daai mense gebruik nie die Bybel as die woord van God nie, hulle gebruik dit as wette. Ons het nou geluister die ander dag. Which is a discussion all on its own. Die Eerste Testament, was dit? Sonde. Tweede Testament is ons wette. So, ja, so. Maar, ek dink, ja, ek wou net sê, dit is hoekom ons hierdie gesprekke moet hê, want binne in die kerk moet ons onsself op 'n plek kry waar ons nie sukkel met 'n identiteitskrisis nie. In 'n wêreld wat 'n identiteitskrisis het, moet die kerk die stem en die lig wees, the voice of reason and clarity. Ons moet die purpose and design of mankind die beste verstaan. Ons is die antwoord, ons is die oplossing op die probleem. En daarom moet ons hierdie tipe gesprekke hê, en dit is nie altyd lekker nie, ek en jy verskil, nee, en ons kan baie lekker ons kan getrigger raak, jy weet, en dan is dit, hoorie sommer, wat? Hoekom? Vat dit nou weer, in jou, met jou ma, en dinge, iemand het dalk in jou ma, ge-abuse, en jy word groot en jy sê, ek sal nooit toelaat dat 'n man in my slaan nie, dit is jou raamwerk, ek word groot, 'n vrou slaan my, en ek sê, ek sal nooit toelaat dat 'n vrou my dominate nie. Nou kom hierdie twee mense by mekaar, so dit is nou petrol en petrol. So dit is 'n massive explosion elke keer. Ja. So ek sê nie net petrol om vuur nie, want een of ander tyd brand dit uit. Petrol is just... En daar's vonke en dit is 'n gemors. So, en dan kom die Heilige Gees en hy maak alles nie. Ja, so dit is 'n scary plek om te wees, maar dit is 'n goeie plek. Ja. So ek dink ons moet bietjie uitvind wat dit is, wat mense trigger, en wat mense sal wil hê, ons moet oor praat. En ons kan rondom hierdie topic, wat se topic ook al dit is, teologie, lewenservaring, wat hier bo my is, ek gaan net sê, ja. Stuur ons 'n DM. Ja, DM ons. Nee, DM ons, inbox ons, mail my, bel my. Ek het eers uitgevind ander dag direct message. Ek het seker really? Ek het nie 'n klou gehad nie. Ek kon nie die twee woorde bymekaar sit. Ek sê inbox en ek DM wat beteken, en toe sê iemand vir my direct message. Good grief. Why did you not ask me? Wat beteken LOL? Laughing out loud. Wat beteken LMGA? Laughing my ass off. My sorry. off. Okay. Dit een van hulle. Ag, okay. Okay. Ek maak of jy nog nooit gat gesê het nie. Ja, sorry julle. Ek vra om verskoning. Okay, Bliep daai woord uit wat ek gesê het, maar as julle hou van wat ons sê en julle hou van ons content, like, share, subscribe, vra ons vir bankdetails. Dankie julle. Bye. Okay, bye.